Goeiedag en baie welkom by hierdie uitsending van Raak Praat. My naam is James Kemp en die week se gas is Martin van Staden. Hy is die beleidshoof van die Vrye Mark Stichting. En vandag gesels ons oor die rol wat belasting kan speel om drankmisbruik en suiker innames te temper, bietjie af te bring. En ons vra of dit wel goed is en of dit wel nodig is. Die rede waarom ons die gesprek hierdie week aanpak is omdat dit onlangs die herdenking was van die Enyobeni tragedie. Nou baie van die dalk nie onthou waarna ek hier verwys nie. Ek verwys hier na die tragiese dood van 21 minderjariges wat by hierdie taverne of dan Shebeen gekuier het en na afloop van die eksamens dit nou gaan vier het en toe daar dood is. Nou alhoewel dit blyk dat hulle sterftes nie toegeskryf kan word aan drankmisbruik nie, maar dat daar eerder asemnood was, word daar steeds roepkrete gehoor dat deur die belasting op drank en op alkohol te verhoog, kan dit verhoed dat minderjariges alkohol inneem. Laat weet ons ook wat jou standpunt is daaroor in die kommentaar afdeling onder aan hierdie gesprek, of dit nou op ons YouTube kanaal of op ons sosiale media platforms is. Maar Martin, aan jou, dag sê baie welkom by hierdie uitsending van Raak Praat. Baie dankie James, lekker om hier te wees. Ons gesels net eers oor daai beginsel van iets belas en die beginsel van belasting. Nou in hierdie geval verwys ek nou na belasting wat voorgestel word om te verhoed dat iemand anders dan nou toegang of maklike toegang of bekostigbare toegang tot daardie produk sou kon kry. As ons praat oor belasting, waarom word belasting in die eerste plek gehef op 'n produk? Ja, kyk, as 'n mens in die beginsel van vryheid glo, soos wat ek dink meeste mense wil of moet, is daar een rede vir belasting. Dit is om die staat fondse te gee om bepaalde dienste vir die samelewing te dien. So dit is die polisie, die howe, die weermag, grensbeheer ensovoorts. Nou dit is die klassieke benadering tot belasting en 'n mens hou dit ingeperk. Hoekom? Want belasting is dis afdwingend. Dis nie as ons brood by Pick n Pay wil gaan koop nie. Pick n Pay sê nie vir ons, jy sal vir ons die R30 wat ook al gee nie. As jy wil omdraai en uitloop, dan kan jy dit doen. Met belasting bestaan daar nie so keuse nie. En so dit is 'n inperking op vryheid in sigself is belasting. So 'n mens hou die bestek van belasting minder omdat ons in vryheid glo. Nou oor die afgelope paar jaar, dis eintlik 'n moderne verskynsel, nie belasting oor die algemeen nie, belasting gaan diep in die mense se oergeskiedenis in. Selfs voor daar 'n regsaanspraak op belasting was, het konings en die voors mense belas. Dit is in die Bybel, dit is nog altyd daar. Maar dit is 'n verskriklike moderne verskynsel, dat die staat belasting gebruik as 'n regulerende meganisme. Dis nie meer net vir die staatsbefondsing wat belasting moet wees nie. Dit is nou ook om mense se hoe hulle self gedra te verander. En dit is in strydig met die doel van belasting. Maar dit is nou normaal. Dit is veral normaal in Suid-Afrika. Ons is almal gewoond aan sogenaamde sondebelastings en so voorts. Plastiek sakbelastings en die lys gaan aan. Ons wag nou op 'n carbon, so-called carbon tax ook wat ook afhangende van hoe baie jy ry met jou kar, ook jou belasting gaan opstoot. So dit gaan op die ou einde van die dag gaan dit nog steeds eintlik daaroor om die staat te befonds, maar die staat gebruik nou hierdie ander mense sal amper sê good vibes justification vir hoekom hy nou meer belasting wil afdwing. Ek wil dit amper noem beskerm jou teen jouself tipe belasting. Ja. Jy het nou geraak aan sondebelasting. Elke jaar wanneer die minister van Finansies sy begrotingsrede lewer, dan hoor ons van hierdie sondebelasting wat verhoog. En een van my vriende wat in die brandewynbedryf is, het nou die dag vir my gesê hoe skrikwekkend hoog is daardie bedrag wat Jan Tax al vat op 'n bottel brandewyn, terwyl hulle self maar 'n redelike klein bedrag op die einde van die dag huis toe neem, as jy nou klaar die verspreiding en die middelman en dies meer uitgesny het. Maar die Suid-Afrikaanse Inkomstediens wat 'n redelike groot hap dan daarvan vat. Is daar, na jou mening, en ek praat nou hier vanuit 'n vrye mark perspektief, en ons gaan hierdie hele tema nou behandel oor die boeg van 'n vrye mark perspektief. Is daar meriete in sondebelasting? Is daar meriete daarin om te sê, ek gaan jou teen jouself beskerm, daarom gaan ek 'n bottel wyn, of 'n bottel brandewyn, of 'n kas bier, of sigarette duurder maak, want
dit behoort daartoe te lei dat jy dit A glad nie gaan gebruik nie of B dan bietjie meer matig sal gebruik? Nee, so nee, die antwoord is absoluut nee. Maar ek dink daar's twee redes daarvoor. Ek dink die eerste rede is baie meer prakties en ek dink baie meer mense, al is jy nou nie 'n libertariër of 'n klassieke liberalis nie, moet dit insien. Dit is 'n leuen. Dit is 'n leuen. In Suid-Afrika is dit net 'n leuen. Hulle sal sê ons hef die belasting op jou drank, op jou tabak, op 'n stadium gaan dit op dagga wees, dit is op plastieksakke. Ons hef dit want ons wil hê jy moet minder plastieksakke gebruik, minder suiker in kry, minder drank in kry. Maar nee, daai gaan alles in die nasionale National Revenue Fund in. Dit befonds die staat as geheel. Dit befonds die staat se korrupsie as geheel. Dit het niks te doen met ons finansier die gesondheidstelsel om diabetes uit te skakel byvoorbeeld met suikerbelasting nie. Dit het niks te doen met ons finansier ons hospitale om met longkanker om te gaan nie. Nee, die staat gebruik dit eenvoudig as 'n skyn om meer geld in te samel. Dis al. Dit het niks met ons om onsself te beskerm nie. Ja, met ons welstand te doen nie. Die staat het nie 'n saak nie. Hulle gebruik dit eenvoudig net as 'n regverdiging. Nou dis die eerste ding. Ek dink almal moet dit insien. Moet nie hierdie narre vertrou nie. Die tweede ding is dat ons is volwassenes en die volwassenes wat kinders het, is verantwoordelik vir daai kinders. Die staat is nie ons ouer nie. Die staat is nooit aangestel in die Bybel of in die logika van die natuur of in enige kom ons sê objektiewe maatstaf daar buite. Is die staat nooit aangestel as ons ouer nie. Dit het nooit gebeur nie. So die staat het geen mandaat om ons van onsself af te beskerm nie. Ons is mooi volgroeide mense en ons kan dit self doen. En wat ons besluit om in die praktyk met onsself te doen, is ons keuse. Ander mense wat dink ons kyk nie mooi na onsself nie, ja, dis goed en wel dat 'n samelewing omgee oor sy mense. En ja, ons moet ons powers of persuasion gebruik om mense te oorreed om beter te leef en so aan. Ons moet predikers in die kerk moet daai platform gebruik om mense aan te moedig om beter te leef, om minder sonde te pleeg. Gemeenskapsorganisasies moet 'n belangstelling in die families en die gemeenskap neem. Dit moet alles gebeur. Maar om te dink dat ons dis eintlik 'n verantwoordelikheid wat ons teenoor mekaar het, om dit af te skryf en te sê nee, politici, dis vir ons te moeilik. Vat julle dit oor en gebruik geweld. As jy nie met daai reëls ooreenstem nie, dan kan jy dood opeindig. Die polisie sal jou doodskiet as hulle jou wil kom arresteer omdat jy het nie jou wet vorm ingevul tydens hierdie SARS siklus nie. En jy sê nee, maar ek gaan nie. Jy kan dood opeindig of in die tronk. Ons dra daai verantwoordelikheid om te sien na mekaar, om mekaar te beskerm oor aan die geweld van die staat. Dit is 'n morele ineenstorting van beskawing, soos wat ek dit sou noem. Eerder, as ons mekaar wil beskerm, dan moet ons daai verantwoordelikheid vat. Dis moeiliker as ons nie dwang kan gebruik nie. Dis moeiliker as ouers hulle kinders ordentlik moet grootmaak en sê, hoorie, jy moenie te veel suiker inkry nie, moenie drank misbruik nie, moenie rook nie. Dis 'n moeiliker spel daai, as om te sê nee, die staat gaan jou man net kom belas of kom slaan met 'n baton of iets om jou daarvan af weg te hou. Dis moeiliker, maar dis beter, dis meer volhoubaar en is meer moreel. Dit is ons verantwoordelikheid. So nee, die staat moet enige idee om ons van onsself af te beskerm of die nuutste ding wat oor die laaste, ek sê 50 jaar, die get out of jail free card geword het. Ons moet die kinders beskerm. Die staat hoef nou net te sê nee, ons doen X om die kinders te beskerm. Dan moet almal nou stil bly en ons kan dit nou nie meer tot kritiek. Ons kan nie krities wees oor wat ook oor die staat nou word nie, want dis ter wille van die kinders. Ons moet dit nie aanvaar nie. Ouers kyk na hulle kinders. Volwassenes kyk na hulle self en die staat is daar om 'n bepaalde rol te speel. Dit is 'n gewelddadige rol. Daar's baie geweld in die samelewing. Ons oerouers het die idee van die staat gevestig om geweld met geweld aan te pak. Dit is die rol van die staat. Daarvoor het hy belasting nodig om dit te befonds. Maar enigiets meer as dit, daar's 'n woord vir dit. Dis tirannie. Nou ons mag dalk goed voel oor die spesifieke tirannie. Ons hou daarvan as die staat mense verhoed om te rook. Dis 'n lekker gevoel. Dis nog steeds tirannie en dit moet nog steeds uit die weg geruim word, want ons glo, soos ek aan die begin gesê het, in vryheid. Nou as jy nie in vryheid glo nie, dan ja, hierdie gesprek gaan nie enigiets vir daai persoon doen nie, maar mens moet aanneem dat vryheid in die maatskaplike lewe
van enige volk die belangrikste politieke ideaal moet wees. Daar's baie ander ideale, maar polities sosiaal moet vryheid die hoofrol wees, die hoofdoel wees. Ek wil gou vinnig teruggaan na die Inubeni tragedie. Dit is nou waar ons in lydend weggespring het. 21 jong kinders is daar dood en ek wil dit weer eens beklemtoon, ek het dit ook in lydend genoem, dit was nie weens alkoholmisbruik nie, maar hulle was wel by 'n plek waar hulle nie veronderstel was om te wees nie. Hulle was wel by die taverne of dan Shabine waar hulle gekuier het. Daar was wel ook, blyk dit nou later, hopeloos te veel mense, baie meer mense as wat toegelaat was om daar binne te wees, en dit blyk in die stadium dat die handhawing van die orde so toegepas is deur middel van pepersproei of een of ander gasspuit, en dit het nou gelei tot hierdie asemnood. Maar dit daar gelaat. Die feit van die saak is 21 kinders is dood, want hulle was by 'n plek waar hulle nie moes wees nie. En nou wil ek dit waag om te sê dat as die dominee die Sondag daaroor gepreek het, dan was daar dalk 'n kind of twee minder daar, so maar dit sou maar steeds daar jong mense het maar 'n bepaalde ingesteldheid, het maar 'n bepaalde rebelsheid wat in hulle is. En dit is nie noodwendig so dat die dominee hulle uit die taverne of uit die kroeg uit sou gehou het nie, of hulle ouers, so ek seker het nie toestemming gegee nie. So daai ouers wat inderdaad soos jy noem verantwoordelik is vir hulle, het hulle nie uit die kuierplek uitgaan nie, al wou hulle dalk, hulle was waarskynlik ook onbewus daarvan dat hulle daar was. Wat sou dan in die afwesigheid van belasting, in plaas van nou die drank duurder maak, wat sou 'n beter manier wees om so 'n tragedie te verhoed dat daardie jong mense in so 'n kuierplek is? Nee, kyk, ek dink die antwoord bly dieselfde. Ek dink ons gee miskien die ouers en die dominee te veel krediet. Dit is 'n wêreldwye verskynsel, veral in die Weste, en ek tel Suid-Afrika onder die Weste, waar daai sosiale formasies, die familie, die gemeenskap, die kerk, die professie ensovoorts, het almal al hoe meer teruggestaan van daai verantwoordelikheid af. Ek is nie seker dat ons kan sê dat meeste van daai 21 kinders uit huishoudings uitkom waar daar 'n sterk morele kompas was en 'n sterk streng ouergesag was wat die kinders ooreed het of probeer ooreed het, en die vrees van God in hulle ingedring het oor drankmisbruik nie. Ek is nie seker dat mense dit kan sê nie. Ek dink dit kom al hoe minder voor in die samelewing. Nou, daai is ook nie die enigste tragedie nie. Daar was verskeie onlangse tragedies van kinders wat dood is omdat hulle by Spaza shops sweets gaan koop het, en daar het rotgif ensovoorts in dit ingeval. Dit is alles deel van dieselfde probleem, en dit is die volgende. Al daai industrie, daai taverne, daai Spaza shops, is reeds formeel onderhewig aan streng regulasies in ons reg, soos ons vandag hier sit. Daai regulasies bestaan en hulle bestaan al 'n geruime tyd. Daai Spaza winkels, daai taverne, het nie 'n saak nie. Hulle het nie 'n saak met wat die regulasies in die reëls sê nie. En ons kan nou sê, soos wat die staat nou doen, okay, maar ons met die belastings verhef. Dis okay, hulle gaan die drank cash verkoop. Hulle gaan nie die sondebelasting daarop toepas nie. Ons kan sê daar moet strenger regulasies wees op die uitspasiering van sweets hierso en gif daarso met 'n meter uitmekaar uitgeskei word vir veiligheidshandhawe. Dis okay, ons kan daai regulasie aanneem, ons het daai regulasie aangeneem. Daai Spaza shop gaan dit nie doen nie. Dit is die realiteit. Ons moet vrede maak met die realiteit wat ons inleef hier in Suid-Afrika vandag. Nou ja, baie mense gaan sê, okay, maar Martin, dis 'n vraag van toepassing. Ons moet net die toepassingsprobleem oplos, ons polisie verbeter, ons reguleerders verbeter. Ek is nou al meer as 'n dekade in openbare beleid, James. Daai tyd het mense dit gesê, en my kollegas wat nou al 40, 50 jaar in die openbare beleidsbedryf is, kan sê dat dit was toe ook die antwoord. Nee, dis okay. Ons kort hierdie reëls. Ons moet net die toepassing verbeter. Dit gaan nie gebeur nie. Nie in Suid-Afrika nie. Ons het 'n diep politieke moraliteitsprobleem in hierdie land wat nie opgelos gaan word deur 'n nuwe polisieakademie of 'n nuwe werkswinkel wat reguleerders gaan bywoon nie. Dit is 'n diep probleem wat generasies sal vat om 'n sterk politieke moraliteit wat jy in Suid-Korea en Japan, in Switserland, om daai tipe politieke moraliteit te kry waar regulasies soos dit in die boek staan,
toegepas word in die realiteit. Dit vat generasies. Dit gaan nie in 'n plurale samelewing soos Suid-Afrika werk nie, nooit nie. So ons kan as 'n samelewing sê, hier het nou hierdie tragedie gebeur, hierdie tragedies, die staat moet iets doen. Ons moet belasting ophef. Dit werk nie. Dit gaan nie werk nie. Drome. Die dinge wat werk, ons sien dit in al die kinders wat nie dood is nie. Al die kinders wat nie elke naweek by die taverne is en hulle self sat drink nie. Die kinders wat juis die taverne vermy waar mense pepperspray gebruik om openbare orde af te dwing. Die kinders wat daai plekke vermy, kom uit huishoudings uit wat 'n bietjie meer logika in hulle kinders se wêreldbeskouing ingelees het. Hulle kom uit gesinne uit wat kerk bywoon, waar daar wel 'n dominee is wat weet hoe om met sy mense te praat. Hulle kom uit gemeenskappe uit waar daar beter dinge om te doen is vir die kinders as om te gaan suip. Dit werk. Ons sien dit elke dag in stabiele gemeenskappe. Dit werk. Die staat se oplossing werk nie. Kom ons vat die beste voorbeeld. Ons regering reguleer al 'n geruime tyd, dekades lank, tabak. Streng regulasies uit die 1990s wat vandag nog toegepas word. Daar is nou 'n tabakswetsontwerp wat dit nou nog verskerp, wat tabakregulering nog verskerp. Nou, kom ons vat die case study van alle case studies en dit is die 2020-2021 verbod op die verkoop van tabak. Daar was 'n verbod vir talle weke lank. Dit is nie tussen hierdie ure en daai ure nie. Daar was 'n totale verbod op tabakverkope. Die tabak gebruikersgetalle het minimaal gedaal onder daai omstandighede van 'n totale verbod, total prohibition, minimaal afgegaan. So dit werk nie, al is dit totaal. Al is die verbod totaal. Al is daar, ek dink die getal was 90,000 soldate uit die weermag uit ontplooi in die land in om die lockdown af te dwing. Dit werk nie. Dit gaan nie werk nie. So dit is amper 'n akademiese vraag om te sê ja, maar kom ons veronderstel onder ideale omstandighede kan dit werk. Seker, ja, die Nazis het 'n baie sterk regering gehad en wat hulle wou doen, het hulle tog reg gekry. Maar weer eens, ons het nie 'n Duitse regering nie. En al het ons 'n Duitse regering gehad, wil ons ook nie hê die staat moet soveel mag hê nie. Dit is nie 'n satisfying antwoord vir die mense wat wel kinders verloor het nie. Maar die feit is ons moet onsself nie saggies aan die slaap praat in die aand en sê nee maar okay, ons moet net harder reguleer en dan kan ons almal trane pik by die perskonferensie van waar die wet nou in werking getree het of die belasting nou verhoog is nie, want dit gaan nie werk nie. Ons moet onsself nie so mislei nie. Dit gaan nie werk nie, dit het nooit gewerk nie. Ons moet terugstaan en baie meer belangstelling toon in hoe ons gesinne, ons ouers, ons gemeenskappe, ons kerke en daai intermediary instellings wat tussen die individu en die staat is, hoe hulle funksioneer. Want op hierdie stadium dink ek nie hulle funksioneer baie goed nie. En as ons hulle kry om goed te funksioneer, dan los ons eintlik verskriklik baie van hierdie probleme op. Waar kom my ingesteldheid van mense vandaan dat wanneer daar so 'n tragedie is, dan sê hulle maar die regering moet, die staat moet strenger optree. Is dit iets wat want ek weet jy het ook nou al in jou doktorale studies ook gekyk na die reg en die geskiedenis van die reg en die ontwikkeling van die reg. Waar kom daardie ingesteldheid vandaan? Kyk, ek dink dit kom op 'n mate neer op daai idee van dwang. Dwang dis verpligtend. Dit is wat dwang beteken. As iemand nou in hierdie kamer inkom met 'n vuurwapen, of hy nou gesag het of nie, daar's nou dwang, en wat ook al hy vir ons sê om te doen, ons moet dit doen, dis nou verpligtend. Dit is 'n shortcut, as daar ooit 'n shortcut was. Daar's 'n ideaal wat ons wil hê, en daar's verskeie maniere om daarby uit te kom. Ons kan mekaar ooreed om daarby uit te kom, dit gaan generasies vat soos ek gesê het, of ons kan mekaar dwing om daarby uit te kom, en in teorie is dit net so. Dis 'n flip of the switch. Dis om te sê, gister kon jy dit doen, môre kan jy dit nie doen nie. Problem solved. So ons het 'n samelewing en dan weer eens ek praat veral van die Weste want dis wat ek ken. In die Weste het ons
ek dink 'n mens kan amper sê sedert die Franse Revolusie het ons hierdie idee gekry van efficiency, van dinge moet net werk, dit moet vinnig werk en dit moet goed werk. Ons is haastig. Ons is ons dink dat omdat ons rede het, omdat ons die natuur aan die rede kon subject, kan ons dit ook toepas op die sogenaamde sosiale wetenskappe, op die samelewing, die reg, die politiek, die ekonomie. Die maklikste manier om dit te doen, om daai efficiency te maximize, is om doeteenvoudig mense net te forceer. Want hoekom sal ons nou sê, okay, ons gaan oor die volgende 150 jaar, gaan ons kyk of ons dwelmmisbruik of teenage pregnancy in ons samelewing kan uit die weg ruim. Niemand gaan van daai idee hou nie, want dis nou 'n probleem. Ons soek nou 'n oplossing. Dit moet nou opgelos word, want ons nou kinders wat doodgaan. Daar's nou 15-jarige meisies wat kinders kry. Dis nou 'n probleem. Maar dit is die antwoord is eenvoudig, dat om net die knoppie te druk en te sê die staat moet dit maar net verpligtend maak. Dit werk nie. Ja. Dit werk nie. En jy kan nie juist tienerseks belas nie. Ja, nee, hulle sal probeer. Ek wil van daar af gaan na suikerbelasting. En dit is ook nogal 'n interessante manier waarop instellingsorganisasies, hier is selfs akademici wat hulle beywer vir strenger suikerbelasting, waar hulle sê dat as ons 'n hoër suikerbelasting het, dan gaan Coca-Cola minder suiker in hulle gaskooldranke sit, of dan gaan Sunny minder slabs koop, of iets in daardie lyn. Het ons al gesien dat suikerbelasting doeltreffend is? Sien ons dat daar gesondheidsvordering gemaak word met hierdie strenger suikerbelastings? Nie na my wete nie. Miskien in die Weste kan 'n mens voorbeelde daarvan kry, maar nie in Suid-Afrika nie. Ek dink nie die getalle van diabetes het afgegaan sedert ons suikerbelasting in werking getree het nie. So dit is eenvoudig net nog 'n weergawe van die staat wat sê ons wil meer geld insamel, en dan kry hulle hierdie useful idiots uit die akademici wat die rasionalisering mooi gaan uitbou in 500 bladsye proefskrifte oor hoekom ons hierdie nodig het vir die goeie welstand van die samelewing. Maar die staat het een doel voor oë, en dit is om sy inkomste te verhoog, wat natuurlik as 'n mens vra, het die suikerbelasting daarmee gehelp? Ja, natuurlik. Die suikerbelasting dra tog by tot die staat se begroting. Dit help tog nie in die samelewing nie. En ek dink 'n ding wat baie mense miskyk hierso, is dat met suiker, met alkohol, met tabak, sodra die wettige produk te duur word, dan gaan die verbruiker eenvoudig oor na die swartmark toe. En mense sien dit ook in die Weste, ook in die eerste wêreldlande. In Australië nou byvoorbeeld, hulle het 'n baie sterk, efficient regering, maar tog met hulle strenger tabakregulasies is daar nou 'n groeiende swartmark in tabak daarso. In Amerika, die ou stories oor die swartmark in dwelm, ook die ou stories oor die swartmark in alkohol van die 1920s en 30s af. En ja, dus dit kom net nou weer daarop neer dat as jy in 'n spaza shop instap, die sweets wat jy daar kry, gaan nie noodwendig die wettige sweeties wees wat jy by Pick n Pay kry nie, wat baie duurder gaan wees nie. Die is goed wat mense invoer oor die grens, oor ons baie porous grens. So nee, as die prys van iets wat jy wil hê te hoog word, dan gaan jy alternatiewe maniere kry om dit aan die hande te kry. Dit is net as ons 'n totalitêre regering het, wat ons grense heeltemal kan toemaak, wat kan seker maak dat al die produkte wat in die land inkom, deur een of ander hoë moraliteit inspekteer gegaan het, wat nooit 'n bribe sou aanvaar in sy lewe nie, natuurlik. Ja, dan kan ons praat oor, kan hierdie werk, maar dit is weer eens eenvoudig nie die realiteit waarin ons leef nie. En ek dink dit word al hoe minder 'n moontlike realiteit, soos wat die staat se kapasiteit in Suid-Afrika eintlik heeltemal voortdurend in duie stort. So ons is weer eens eintlik net weer met 'n akademiese affære hier besig, en dit pas natuurlik die akademici waarna jy verwys. Hulle lewe in die voortoring. Vir hulle gaan dit oor, hulle het 'n mooi argument gemaak, en hulle is baie chuffed daaroor dat reguleerders en politici met hulle kom praat het daaroor en gedink het dis eintlik 'n baie goeie idee, en hulle dink
mission accomplished. Die oomblik wat die president sy handtekening op daai wet sit, of die minister van Finansies sy handtekening op daai belasting sit, dan is die akademici nou met daarmee klaar. En al wat hulle daarna gaan sê is, dit werk nie, want ons pas dit nie goed genoeg toe nie. So dis maar net 'n praktiese vraag, ons moet maar net bietjie beter doen môre, en môre en die dag daarna moet ons maar net bietjie beter doen. Al gebeur dit nie, en al kan dit nie gebeur nie. Hierdie is aan die een kant 'n gesondheidsdebat en dan het ek ook al gesien dat dit soms 'n moraliteits debat word. Ek het byvoorbeeld al die argument gehoor dat kuierplekke op 'n Saterdag aand tot sekere ure beperk moet word want dan gaan meer mense Sondag in die kerk wees. So ons sit aan die een kant partykeer met die moraliteitspolisie en dan aan die ander kant ook met die gesondheidspolisie. Wat wel so is en ons het nou ook daarin geraak is dat drankmisbruik wel in sekere gemeenskappe en by sekere individue probleme is. Selfs ook dan met diegene wat om verkeerde redes te veel sjokolade of te veel suiker en dis meer verorber. Waar sê ons dat die maatskappye, die ondernemings wat hierdie produkte produseer ook help om verantwoordelikheid te neem vir daardie produkte en soms ook die misbruik daarvan. Waar tree hulle verantwoordelikheid in? Nee, kyk, so ek sou sê hulle het eintlik 'n verantwoordelikheid want hulle is ook tot 'n groot mate gemeenskapsinstellings. Maar ek moet myself daar beperk deur om te sê dat ons lewe in 'n situasie vandag waar daar vir die maatskappye gesê is, uitdruklik en voortdurend en aanhoudend. Dit is nie vir julle verantwoordelikheid nie. Dit is die staat se verantwoordelikheid om nie na die welstand van die gemeenskap toe om te sien. Dit is wat die staat en sy politieke en akademiese aanhangers eintlik vir maatskappye sê. Ja, 'n mens kan dalk nou en dan sien ons moet taverne eienaars verantwoordelik hou vir mense wat dronk daar uitval. Ja, dis maar net weer 'n skyn. In die realiteit sê ons vir besighede, die staat se verantwoordelikheid is om te seker maak dat mense hulle self goed gedra. Nou ons moet dit ongedaan maak, sodat ons baie meer kan fokus op daai kommersiële verantwoordelikheid, wat beslis 'n belangrike gedeelte het van die gesondheid van die samelewing is. Ons wil hê dat die ouers in die gemeenskap, as hulle 'n nuwe taverne oopmaak, moet hulle saggies na die eienaar toe gaan en sê, hoorie, ons het kinders in hierdie gemeenskap. Ons welkom die besigheid wat jy hiernatoe bring. Maar as jy met ons kinders sukkel, dan gaan ons met jou sukkel, dan het ons 'n probleem. Dis 'n gesonde samelewing. Maar ouers doen dit nie, want daar was vir hulle gesê, nee, die inspekteur van die departement, hy sal met hom praat. Hy sal seker maak dat die nuwe taverne eienaar seker maak dat alles goed loop by sy besigheid. En die drankraad, hulle is die toesighoudende instelling. Dis die drankraad se verantwoordelikheid. Die ouers kan dit nie doen nie, nee, want ons kan nie vigilantism of self-help hê nie. Ons om ons vrede hê. Neem nie die gereg in eie hande. Ja, moenie die gereg in eie hande neem nie. Die staat sou daarna toe omsien. Dit is wat ons vir almal in die samelewing sê, ouers, families, gemeenskappe en besighede. Dis alleen. Die drankraad gaan nie daar kom nie. En as hulle daar kom, word hulle 'n bietjie geldjies onder die tafel gegee. Weereens, ons het 'n land met 'n verskriklike lae vlak van politieke moraliteit. Ons kan die reg harder toepas en so aan. Dit gaan nie help nie. Dit kan nie help nie. Ons kort generasies en ons moet die proses begin en ons het nog nie eers die proses begin nie. So dit lê duisende jare in ons toekoms en as ek moet raai, eers wanneer ons daai proses begin om 'n politieke moraliteit te skep. En is veral nog moeiliker in 'n plurale samelewing met verskeie gemeenskappe, met verskeie idees van waardestelsels. Ja, waardestelsels, wêreldsbeskouings, lewensfilosofie. Aan die een kant het jy Ubuntu, aan die ander kant het jy Calvinisme en so aan. En die goed is nie altyd vereenselwigbaar nie. Dit is baie moeilik om 'n politieke moraliteit in so 'n samelewing te skep. Dit is hoekom 'n mens die vrye mark gebruik. Dis hoekom 'n mens politieke desentralisering gebruik, want jy verlaag die risiko wat swak politieke moraliteit vir die samelewing en vir sy vryheid wys. Jy desentraliseer nie net na munisipaliteite toe en na provinsies toe nie, maar na families toe. En jy sê, julle as families is verantwoordelik vir julle kinders. So as daar 'n taverne of 'n bottle store in jou gemeenskap oopmaak, nooi die eienaar na 'n braai toe of iets en laat hom verstaan dat ons het kinders en ons is lief vir ons kinders en jy sal nie vir ons kinders drank verkoop nie. As jy vir ons kinders drank verkoop, is daar moeilikheid. Dit is hoe jy die verantwoordelikheid van besighede aanmoedig. Om te sê, nee, ons bid in die aand dat die drankraad daarna toe sou omsien. Nee man,
Dit gaan mos nie werk nie. Ons sien dit werk nie. Elke paar maande is daar nog 'n storie van klomp kinders wat dood is want hulle 2-minute noodles geëet wat iets meer fout was. Hulle het sweeties geëet wat iets meer fout was. Waar is die ouers in daai gemeenskappe? Dit is seker maklik vir my om te sê, maar daai mense het hulle vertroue op die staat gesit. En dit is nie wat hulle moes doen nie. Dit is nie wat enige gemeenskap formasie in Suid-Afrika moet doen nie, want ons het die bewyse voor ons dat hierdie is nie 'n staats in die instelling self, maar ook nie 'n staatskultuur wat eintlik vir enigiemand omgee nie. So, hoekom hou ons aan om te sê nee, dis iemand anders se verantwoordelikheid? Ja, die besighede moet verantwoordelikheid neem, maar die sosio-politieke omstandighede wat ons inwoon, is dat daar vir hulle gesê word implisiet in alles. Dis eintlik nie vir julle verantwoordelikheid nie. Iemand anders dra daai verantwoordelikheid. En as ons rondkyk, wie is hierdie iemand anders? Nee. As jy lucky is daar iemand by die drankraad kantoor as jy daar instap eendag. Nee, ons kan dit nie so doen nie. Ons moet die realiteit soos wat hy voor ons lê ernstig opneem. En dis 'n belangrike beginsel wat mense, veral vir mense soos ek wat 'n klassieke liberalis is. Hulle sê nee, maar jy sien nie die realiteit nie. Jy dink in hierdie teorieë van vryheid en so aan. Maar eintlik nee, dit is eintlik 'n rekening met realiteit. Ons kan sien hoe die ideaal van veral vir Afrikaanssprekendes, die idee van ons het 'n Christelike staat wat die gemeenskap se belange sal vorder. Dit is nog steeds 'n idee onder baie mense in ons eie gemeenskap. En 'n mens moet terugsit en dink, maar hoe dink hierdie mense nog steeds so wanneer ons die Suid-Afrikaanse regering het wat ons vandag het. So dis eintlik dit kom neer op 'n vraag van realiteit. Dis nie net 'n vraag van realiteit nie, ons moet 'n normatiewe ideaal hê en soos ek gesê het in die politieke domein moet dit vryheid wees. Dit moet vryheid wees want vryheid laat ons toe as families om tangibly om werklik ons kinders te beskerm. Eerder as die formele teenoorgestelde en dit is om te sê wel ons dink die staat moet ons kinders beskerm en ons hoop maar net dat hulle dit miskien sou doen. Wanneer ons praat oor belasting, dan dink ons aan die geld wat ons betaal, wat ons nou meer betaal vir die betrokke produk en ons dink aan die bedrag wat na die regering toe gaan. Maar daar's 'n ander belangrike entiteit hier ook, naamlik die vervaardiger, die maatskappy wat daardie produk verkoop. En of dit nou suikerbelasting is en of dit nou sonnebelasting is of watter belasting dit ook al mag wees, dit het ook ekonomiese gevolge vir besighede, vir maatskappye en dit lei weer tot hulle onwilligheid dalk om meer aanstellings te maak of om hulle ondernemings uit te brei en mense in diens te neem. Sou ons kon bereken wat is die ekonomiese koste van paternalisme? Kyk, dis verskriklik moeilik want as jy met besighede self hieroor praat, dan wil hulle nie eintlik daai koste deel nie. Hulle wil nie gesien word om te sê, jene, hierdie good vibes ding wat die staat doen, wat ons gesê het, ons steun nie, is eintlik baie duur vir ons en dis hoekom ons sweetie fabriek in die Weskaap moet toemaak en so aan nie. Besighede wil dit nie eintlik sê nie. So nee, ek dink 'n mens kan miskien daai berekening doen, maar dit gaan baie moeilik wees. Maar 'n mens moet die onderliggende ekonomiese beginsels verstaan. En dit is dat belastings altyd markdistorsies veroorsaak. Altyd, noodwendig. Want wat 'n vervaardiger vir sy produk wil vra en wat die verkoper dan vir daai produk wil vra, dit word alles ingelig deur werklike ekonomiese oorwegings. As ek 'n fabriek wil oopmaak, dan het ek in my kop 'n idee van hoeveel geld wil ek persoonlik uit dit uitkry. Maar dan kom daar ook die kostes van vervaardiging en die kostes van my werkers ensovoorts. Dit is alles gebaseer op werklike ekonomiese omstandighede. Nou kom die staat en sê niks het verander nie. Al wat verander het is dat ons het besluit in 'n komiteekamer dat ons hierdie produk X rand duurder wil maak vir julle. En dit vind op, soos jy sê, op verskillende plekke plaas. Dit vind plaas aan die verkoopskant. Ja, dis duurder vir die verbruiker wat koop, maar jou produk word duurder. So daai verbruiker gaan miskien nie meer jou produk koop nie. So jy verloor daai verbruiker. Dit gebeur daarso.
Dit gebeur by jou korporatiewe belasting, net op jou turnover oor die algemeen. Dit gebeur op jou suppliers, jou verskaffers op wat hulle vir jou stuur. Dit maak dit net alles duurder, gebaseer op nie ekonomiese omstandighede, op arbitrêre politieke oorwegings. En ja, dit maak alles duurder, onnodig. Ons sien 'n ineenstortende ekonomie in Suid-Afrika en die politici sê natuurlik oor is globale omstandighede of besighede, hulle is besig met 'n investment strike, hulle wil nie geld spandeer nie. Verskriklike akademiese idee, maar nie eintlik. Hoekom is ons besig om 'n ekonomiese ineenstorting te hê? Dis omdat die staat alles duurder maak. Die staat maak alles duurder, van goed wat ons wil koop, tot arbeid. Tot die arbeid wat mense bereid is om te verkoop op 'n sekere hoeveelheid, sê die staat nie jy mag nie. Want jy moet minimumloon vra. En dan daarbey ook die kan 'n mens sê amper die invisible costes is die PT van nakoming, van met al die arbeidsreëls, om te sê maar ons moet 'n vakbond erken en ons moet hierdie stappe neem as ons iemand wil afdank. Dit is alles kostes. Dis geld, dis tyd, dis effort. Mense sit dit ook om in 'n koste. Die staat maak eenvoudig alles duurder. Nou as 'n mens kyk na al die lande in die wêreld wat die beste presteer, veral wanneer dit kom by die armes, want dit is, mense stel blykbaar nie meer belang in ekonomiese groei nie. Almal wil net weet, hoe gaan dit met die armes? Die armste 10% van die bevolking in die lande met die vryste ekonomie, die vrye markste ekonomie, is tot en met 8 keer beter af wat inkomste betref as die armste 10% in die lande met die grootste, meer interventionistiese regerings. Mens sien dit in die indeks, die Kanadese Economic Freedom of the World Index, wat die Vrye Markstigting in Suid-Afrika publiseer, namens die Fraser Instituut. En dit is baie mooi uiteengesit. Daar is oor verskeie vlakke meet hulle hoe vry is 'n gegeewe land se mark, oor verskeie kategorieë en elemente. En dan sal net 'n lys van die vryste mark in die wêreld, wat gewoonlik Singapore is, tot die mees onvryste mark, wat ek dink tot op onlangs tussen Venezuela en Syria en so aan gegaan het, waar die staat net alles wil reguleer, net alles wil belas. Die staat trek ook meer geld uit die ekonomie uit. Daai lande met die mees caring governments, daar doen die armes die slegste. Dit is 'n empiriese feit. Dit is nie my opinie nie. Daar is ook die ander feit, as jy mense ook na daai lys kyk. Nie een vrye markekonomie ter wêreld, en ek sal wou sê in die geskiedenis, was arm nie. Daar is nie een vrye markekonomie in die wêreld vandag wat arm is nie. Al die arm lande is interventionistiese regerings. Daar is ook ryk lande onder die interventionistiese regerings, maar onder vrye markomstandighede is daar geen arm land nie. Die heel armste lande onder die vrye markekonomie, dis nou plekke soos Cape Verde, die eilandnasie in Noord-Wes-Afrika. Hulle is so ryk per capita as van die rykste interventionistiese regerings. Dis empiriese data. Wanneer jy 'n vrye mark stelsel het, en nee, daar's geen absolute vrye markstelsel in die wêreld nie, net soos daar geen absolute interventionistiese mark in die wêreld is nie. Maar as jy in die breë en oor die algemeen 'n vrye markstelsel het, dan gaan dit beter met armes, dit gaan beter met die ekonomie oor die algemeen. Daar's baie meer in werk in dienskepping. Daar's baie beter sosio-ekonomiese uitkomste, mense leef langer, kinders leef langer. Daar's laer vlakke van korrupsie, daar's hoër vlakke van nakoming van die oppergesag van die reg. Al die goeie dinge coincide met vrye markekonomie. Selfs die groot ding, ongelykheid. Ongelykheid is nou die groot vyand in die wêreld. Al dink ek dis 'n bietjie dis akademies. Ons moet omgee oor of mense hulle basiese behoeftes kan nakom. Ons moet nie omgee oor wat is die rykdomverskil tussen Elon Musk en Jeff Bezos nie. Daai ongelykheid dis miljarde rande se ongelykheid tussen daai twee mense. Nou moet ons daaroor omgee. Nee. Maar ook in die vrye markte van die wêreld is ongelykheid die laagste.
in die mees interventionistiese regeringslande in die wêreld is ongelykheid die hoogste, want daar is die politieke elite baie wel af, want hulle verseker, hulle verskans hulle wel af welstand in die wet, in die reg, en die hele res van die samelewing is verskriklik arm. Daai is 'n massiewe ongelykheid. So ja, belastings, regulering, al hierdie dinge kom daarop neer dat dit duurder maak om in die ekonomie te leef. Die koste van lewe word eenvoudig net hoër. Wanneer die staat dink hy doen almal 'n guns en almal vra vir die staat om asseblief te kom en help, ons het hierdie probleem, dit gaan dinge duurder maak, dit gaan dinge moeiliker maak, dit gaan werkskepping laat afgaan, dit gaan korrupsie aanmoedig, omdat elke keer wat jy nog 'n belasting insit waar nou moet almal suikerbelasting betaal. Dit gee die suikerreguleerder nog 'n kans om te sê nee, ek is nou hier om te kyk of julle belasting betaal het, maar ja, miskien as julle vir my net 'n paar randjies gee, dan sal ek nie 'n boei oor maak nie. Dit is wat elke regulasie, elke belasting maak daai deur oop op verskeie duisende areas van die ekonomie in Suid-Afrika vandag en ter wêreld. So nee, kies die vrye mark, want dit werk ook net beter uit vir al die ander uitkomste, vir werkskepping, vir ekonomiese groei en ja, vir die welstand van die armes. Martin van Staden, hy is die beleidshoof by die Vrye Mark Stichting. En laat weet ons ook, wat dink jy in die kommentaar afdeling onderaan hierdie video? Sal 'n hoër belasting daartoe lei dat jy 'n bietjie minder brandewyn drink en dan wanneer jy dit wel drink, dit eerder met 'n suikervrye Coke meng of dalk 'n bietjie minder sjokolade gaan koop, of gaan hoër belastings, duurder pryse vir sjokolades en brandewyn en dies meer nie daartoe lei dat jy steeds dieselfde hoeveelhede van daardie produkte aanskaf nie? Gesels saam in die kommentaar afdeling hieronder. Weer eens baie dankie aan Martin van Staden wat by ons aangesluit het. Beleidshoof van die Vrye Mark Stichting. Dankie Johan Kreur vir die tegniese versorging van hierdie produksie. Ek is James Kemp en volgende keer gaan ons mekaar weer raak praat.